Now I had the time up. Hallo julle en welkom by Rolene's Rendezvous. Vandag het ek die voorreg om op die rooi tapuit van Furry Falls te praat met ou bekendes, die produksiespan, as ook jong, talentvolle akteurs by Monte Casino El Grande. Furry Falls begin 25 November landwyd oop te maak en vorm deel van Huisgenoot se 100ste verjaarsdag vieringe. Vervaardig deur Huisgenoot in samewerking met The Film Factory en met regisseurs soos Quentin Krog kan julle anders verwag van trane tot liefde en lag. Well, ek suppose bakgat, want dis waar ons ontmoet het en sover gaan dit redelik bakgat. Friends, beste chommies. Lekker. Ja, love it. beste chommies. 3 o'clock in a bar. As ons maar net geweet het. #AnneOorwen. Was it Love Actually? Die man van my drome. Die musiek. Dit was rarig, toe ek die navorsing gedoen het vir die film, was dit een van my gunsteling dele was om al hierdie musiek te ervaar en te ontdek wat rarig so gevoel het. Dit was rarig, ons gees in elke woord en in elke noot en mens hoor nie rarig sulke musiek deesdae nie. So dit was vir my rarig een van my gunsteling dele van daai era is om hierdie musiek in die movie te sit. Absoluut. Dit help in die sin van ek weet presies wat akteur deurgaan in sy kop as hy 'n toneel moet doen voor 'n kamera en 30, 40 ander mense en ligte en mikrofone wat op hulle skyn en daar's regtig 'n groot verhouding wat baie belangrik is wat trust is en ek weet waartoe hulle gaan, so ek probeer hulle altyd help om daarbey uit te kom. Dit was 'n goeie storie en alles was lekker in plek, maar op die einde gaan almal verras wees deur die fliek. Die fliek is regtig ongelooflik. So dis regtig in een van die gevalle waar alles net regtig uitstekend bymekaar gekom het. Ek dink dit gaan tot 'n baie wye mark spreek want jou gehoor wat in die 70's jonk was, gaan identifiseer met die film, maar die storie en die karakters is so toereikend dat enigiemand kan identifiseer met hulle. So jong mense gaan ook voel, wow, dis amazing want hierdie karakters is jonk en ek's jonk. So ek dink jonk en oud, almal gaan daarvan hou. Ek is bitterlik opgewonde. Ek het nog net wonderlike goed gehoor en ek is 'n groot fan van Quentin se werk. Ek is 'n groot fan van die akteurs in die film en die feit dat dit op 'n ware verhaal gebaseer is, it doesn't get any better than that. Ja, ek dink presies wat Annelies sê. Ons deel kantore saam met Dani Bester, die vervaardiger. So ons is nou al so moeg gehoor hoe goed dit is. Dis nou tyd dat ons dit sien. Ek dink hierdie gaan een van my favorite flicks in Suid-Afrika wees. I just know it. Ek love die vervaardigers, ek love Quentin Krog wat dit direk het en opskryf het en ek love die akteurs. Simone en François, I'm big fans of them en ek dink omdat dit in die 70's is, gaan dit so mooi wees. So ja, I'm really looking forward to it. Die lekker ding vir my van hierdie film is dat dit gebaseer is op 'n ware verhaal en ek is opgewonde om te sien hoe daai storie mense se harte raak. En dan 'n baie goeie vriendin van ons, Adrienne Erasmus, is te sien in die film. So ons is vanaand hier om haar spesifiek te ondersteun. Ooh, wow, daai tema was net van die begin af so duidelik vir my gewees. Die feit dat Irma gevoel het dat meeste van die goed in haar lewe vir die voels is, onder andere mans. Dit was vir my nogals iets wat by my gestik het en ek het nogals gedink dis iets wat interessant sal wees, wat mense sal wonder, maar waaroor gaan dit dan nou regtig? En ja, ek dink dit het baie mooi deurgekom op die ouene in die film ook. I think they should receive it very well. I mean, it's despite the fact that it's set in the 70s, it's a very modern story. You know, it deals with independent women, strong women who are making their own path and don't need to be defined by anyone else other than themselves. And I think that's a very modern, very, very powerful story to tell. So I think both the men in the audience and the women in the audience will respond strongly to that. Baie. Definitief 'n heel 'n beleide, konflikbeleide karakter en mens.
Ja, so ek dink die konflik waarmee sy die ergste sukkel is natuurlik dat sy skop vas teen liefde, sy wil niks weet van hom nie en hy maak dit so moeilik vir haar en dan sodra sy hom probeer wegkry, jy weet, soos van haar wegstoot met allerlei manoeuvres, dan manoeuvreer sy haarself in sy arms in. So ek dink, jy weet, sy maak die lewe vir haar so moeilik op die ouend. Maar die konflik is gaan ek toelaat, gaan ek hierdie persoon regtig kan vertrou, gaan ek my hele lewe in sy hande sit en regtig vertrou dat hy dit nie gaan crash nie, amper in daai geval. En vertrou ek myself, vertrou ek dat ek regtig die rol van 'n vrou eendag kan inneem. Ja, so dis baie, dis een van vele temas. Ek moet sê my safari one tone pakkies was nogal great geweest. Ek het as kind altyd my pa gesien op foto's met daai kind of pakkies en hier word ek nou geslinger in die 70s wêreld in dieselfde pakkies. Dit was vir my fenomenaal geweest, die karre, basies alles. Ek meen, alles was so perfek to the T uitgewerk en elke keer wat ons op stel gestap het, was ons fisies in die 70s. Hy's definitief arrogant, so dis maar dieselfde as ek, maar wat verskil is, ek weet nie, hy's baie stout en hy's jonger in sy kop. Ek voel bietjie meer volwasse. Ek het 'n sussie, maar sy pla my nie regtig hier, sy's die beste en ek's baie lief vir haar. Ek dink dit is 'n groot verandering in my lewe self. Ek het nog nooit iets soos dit gedoen nie en dit was nog niks is nog ooit vir my so opwindend nie. So dit is vir my ongelooflik. Karel is 'n baie positiewe ou, baie probeer lig maak van elke geleentheid. Ek dink sekere mense is emosioneel intelligent, ander mense is emosioneel apaties en ek dink hy is so 'n bietjie emosioneel apaties. So hy is net soos ek wil net 'n lekker tyd hê. Ek was so starstruck, regtig. Ek het soms met so baie groot name in die industrie gespeel, maar oor Quentin was ek soos en hy's net so 'n gentle giant. Ek kon so baie by hom leer en hy het die mees diplomatische manier om vir jou iets te stel. So hy laat jou toe om te eksperimenteer, maar hy sal vir my sê, you're going a little theater there of so. En ongelooflik baie by hom geleer en op 'n cool manier, regtig. Man, Willem de Klerk is 'n tipiese Afrikaner man. Wat sy kinders eers te kom. Hy en sy vrou is nog baie verlief op mekaar, soos wat hulle nog altyd was hulle hele lewe lank. En hy hou van musiek, ja, en kan dans en kerk toe gaan. Ek is basies Dina, so ek dink Dina het met my relate eerder as ek met haar. Maar ja, dit is vrek lekker geweest vir my om Dina te speel want ek dis so baie naby aan my eie persoonlikheid dat ek nie regtig diep hoef te gedelf het nie. En my ma, wat sy's ook hier vanaand, sy's natuurlik Dina uitgeknip. En dis obviously by haar wat ek geleer het om Dina te wees en om Edrien te wees. Ek het advies en dit is dit. 'n Verhouding, of jy nou getroud is en of jy net uitgaan en of jy verloof is en erg verlief is, 'n verhouding is nie vir die wêreld nie. Dis nie die daaglikse nuus op Facebook, Instagram, Twitter, wat ook al nie, op die bakkiesblad nie. Ons is kosbaar in 'n verhouding, maar ons is ook kwesbaar en daarom moet ons mekaar oppas. Ons het op die stel gaan kuier. Toevallig toe ons huwelikseremonie geskied was, het hulle daai dag geskied. Dit het wonderlike herinneringe by ons wakker gemaak en ons twee het vreeslik gelag want omdat Sampie so stout is, het dit baie van die lekker goede in my weer net laat onthou. En my weer net herinner hoekom dit vir my so lekker is om met hom getroud te wees, omdat hy is absoluut die katalisator vir my moeilike tipe geaardheid. Ek hou van goed op hulle plek, ek hou van met resepte werk en Sampie nou weer, hy is net sommer 'n malstout ding. Weet om eerlik te wees sonder om arrogant te klink. Ek dink regtig vir die Fools is die movie van die jaar, die film van die jaar, jammer. Dis ongelooflik. Ek dink ons het hierdie film in 4 maande gedraai vanaf ons gerap het. So was 'n baie vinnige proses geweest, maar die skrywers het 'n ongelooflike job gedoen. Quentin Krog het 'n ongelooflike job. Die akteurs is amazing. Ek dink vanaand gaan mense, nie net vanaand nie, ek dink wanneer mense die film gaan kyk, jy hoef nie in daai era te gebly het nie. Jy gaan connect met elkeen van hierdie karakters op 'n komiese vlak, op 'n dramatiese vlak. Jy weet, mense gaan huil, lag. Ek dink regtig mense gaan hierdie film ongelooflik ontvang. Nou toe, daar het julle dit.
vir al die Suid-Afrikaners daar buite wat lus is vir komedie as ook romans, maar wat ook wil sien hoe liefde gewerk het sonder tegnologie. Daar is nie 'n beter film wat ek kan voorskryf nie. Maak seker, stel 'n reminder, plak 'n sticky note op jou kop, plak 'n sticky note op die yskas as jy baie eet soos ek. Maar maak seker jy mis nie vir die Voëls se opening hierdie Vrydag 25 November nie. Dan wil ek graag baie dankie sê van Alicia van Starburst Promotions, Isabel van Follicle Hair Atelier en natuurlik julle as die kykers. Om dalk uit te vind hoe een van julle dubbelkaartjies kan wen na een van die Jou Romeo se screenings, maak seker julle hou my Facebook page dop vir meer inligting. Dankie dat julle gekyk het en sien julle op die volgende een. My gunsteling voël is sekerlik die swaalkie. Ja, is 'n goeie voël. Dit is nie die beste voël nie. Jy kry beter voëls as 'n swaalkie, maar dis my gunsteling voël.